Ek wil vanmôre met u praat oor gebed wat werk. Wie weet, gebed werk nog. Maar wie weet ook dat daar is verskillende tipes gebed. Met verskillende, ek het daar gesit, gebed wat werk het reëls. Kom ons dink 'n bietjie aan sport, aan sokker. Elke sport het sy eie bal. Tennis het 'n eie bal, tafeltennis het 'n eie bal, rugbybal lyk anderste, sokkerbal lyk anderste. Maar imagine vanmôre, ons gaan sokker speel, en die bal wat ek vir hulle gee, is 'n tafeltennisbal. It won't work. As ek reg passe, it won't work. And imagine jy speel tafeltennis en ek gee vir jou 'n rugbybal om mee te speel. In gebed, elke tipe gebed het reëls wat werk. Voorbeeld, as ek die gebed van geloof bid, dan moet ek reeds weet wat sê die Bybel met betrekking tot dit. As ek bid vir in geloof vir my genesing, moet ek reeds weet, die woord sê, deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. Daarom maak dit nie sin as ek 'n gebed van geloof bid, en op die einde sê ek, nogtans u wil, en nie myne. Ek moet sy wil ken. Ek moet weet wat hy sê. En daarom wil ek vanmôre so 'n bietjie praat oor gebed. Broers, kan jy hom daar skuif vir my? Okay. Nou wil ek eers vir u sê, dit maak nie saak watter tipe gebed jy bid. Jesus Christus is altyd die middelpunt. Hy is altyd die senter waaroor alles gaan. Halleluja. Ek en jy was op 'n stadium verlore, sonder hoop, dood, en die Bybel sê, jy is reeds veroordeel gewees. Maar toe kom Jesus, en hy word die lofprys, of die losprys vir die mensdom. In Johannes 1 vers 29 roep Johannes uit, en die volgende dag sien Johannes Jesus wat na hom toe kom, en hy sê, daar, en hy wys sy vinger, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Dit gaan nie oor hoe goed jy lewe, dit gaan nie oor hoe soet jy is, dit gaan oor Jesus Christus wat die prys ten volle, partykeer wil ons die eer so bietjie vir onsself neem. Maar jy weet my broer, ek is so toegewyd aan die Here. Dit gaan nie oor jou toewyding. Dit gaan totaal en al oor die prys wat Jesus reeds betaal het. Hy was die perfekte lam van God gewees. In Jesus se woorde sê hy, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ons praat van Christus. Ons praat van Christus wat die middelpunt is. Ek praat eintlik oor gebed, maar ek kom nou daar. Ons praat oor Christus wat die middelpunt van ons alles is. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dan sê hy hierdie woorde, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. So they say, you cannot reach the Father without me. Jy kan nie tot by die Vader uitkom as jy nie eers deur my gaan, sê Jesus. Romeine 5 sê, omdat ons dan deur die geloof in Christus geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Ek wil vanmôre vir jou net 'n tip gee met gebed. If you feel down,
moenie probeer berge verskuif onmiddellik nie. Begin om die Here te prys. Begin om hom op te lig. Begin om hom al die eer te gee. Begin om hom die senter te maak. Praat met hom. Sê vir hom, U is die middelpunte. Dank die Vader vir Jesus Christus. En jy sal voel hoe die laste van jou af begin afgly, totdat jy kan gaan na die troon van genade met boldness en sê, Vader, ek is vanmôre hier in die teenwoordigheid deur Christus Jesus. Amen. Halleluja. Deur ons sê hier, 1 Korintiërs 6 vers 20 sê, want julle, ek praat oor die werk wat Christus gedoen het vir my en jou. Nou hy sê, want julle, sluit my in. As jy deel van die julle is, lig op jou hand. Die Bybel sê, want julle is duur gekoop. Eintlik behoort jy nie meer aan jouself. Jy behoort aan hom. En dan sê Romeine 8 en Hebreërs 10, julle sondes is vergewe en daarom is daar geen veroordeling nie. Vir my is dit partykeer so snaaks. Jy weet toe ek jonk was, toe was ek 'n stoute ouetjie gewees. Ek was al bekeer toe ek nog stout. Dit is so. Wie ken my daar? Maar ek was stout gewees. Maar so het ek deur die jare geleer en ek is gevorm en ek is gemaak. En baie keer mense wat my en jou ken en die foute sien wat ek en jy gemaak het, en ewe skielik skyn jy vir die Here, dan dink hy in sy hart, dit kan nie so wees nie. Dit werk nie so nie. Hierdie ou het gedit en gedit. Maar die Bybel sê, jou sondes is vergewe. En daar is nou geen veroordelinge vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Halleluja. Ons is versoen met die Vader. Ons het nou vrye toegang tot die troon van genade en barmhartigheid. Halleluja. Ons is oorgeplaas vanuit duisternis na lig. Ons het dit vanmôre gesing. Ek wandel nie meer in duisternis nie. Ek wandel in die lig. Halleluja. En ek is oorgeplaas na die koninkryk van sy seun Jesus Christus. En wat is die gevolg daarvan? Wat is die gevolge van hierdie werk wat Christus gedoen het? But you, dis ek en jy, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. My brother, dis wie jy is. Dis jou posisie in Christus. Al voel jy af, you are a royal priesthood, a holy nation. Nie omdat jy so voel of nie so voel, omdat Christus daardie werk vir jou gedoen het. So mag ek vra vanmôre, wie is a chosen people? Lig jou hand. Okay. Wie is a royal priesthood? Wie is a holy nation? Yeah, dis ek. Okay. People to proclaim his very own and to proclaim the wonderful deeds of the one who called you out of darkness into his marvelous light. Ek wil net hierdie stukkie ingooi, ek het nie gedink of jy nou dink jy's in die koninkryk of nie weet of jy in die koninkryk, dit maak nie saak nie. As jy 'n kind van God is en jy is gekoop met die bloed van Jesus en jy is duur gekoop en jy is gewas in die bloed van die lam en jy is geregverdig en jy het hom aangeneem as jou persoonlike saligmaker, is jy in die lig.
Die duiwel kan vir jou enige iets sê, jy is in die lig. En as hy aan jou begin peter of pla, dan skud jy hom af en jy sê, groter is hy wat in my is, dan hy wat in die wêreld is. Halleluja! Openbaring 1 vers 5 tot 6. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Hy, die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het, weer van jou sondes gewas het, in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters, vir sy God en Vader, aan hom al die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. En hierdie is nou 'n plek om op te staan en aan hom 'n lofoffer te bring, my broer, om vir hom te sê, dankie Here, dankie Here, dankie Here, halleluja, ek is 'n koning en 'n priester in Christus Jesus. Amen, jy kan die sitplekke neem, halleluja. Ek wil met u praat oor gebed wat werk. En nêrens hierso wil ek dit laat lyk asof Jesus nie hierdie ereplek het nie. Vir gebed om te werk, moet ons Bybelreëls navolg. En Jesus is ons middelaar, hy is ons advokaat, hy is ons Here, hy is ons koning, hy is ons verlosser, hy is ons saligmaker, hy is die anker aan wie ons vashou. En hy sê, dit verseker ek julle, wat julle die Vader ook al, dit verseker ek julle, wat julle die Vader ook al in my naam sal bid of vra, sal hy vir julle gee. Nêrens in die Bybel het Christus gesê, bid tot my nie. Maar hy sê, bid tot die Vader in my naam. Moenie vir my vra. Vra die Vader. Die Amplified sê, up to now, you have not asked a single thing in my name. Toe's Christus nog op die aarde. Jy het niks in my naam gevra nie. But now, ask and keep on asking and you will receive. Vers 23 sê, en dis Christus wat steeds praat, net die versie voorheen wat ek gelees het. Hy sê, and when the time comes. Hy sê, so, dan kom 'n tyd, en as daar die tyd kom, watter tyd? Hy het hierdie gepraat net voor die wegraping, nie die wegraping nie, sy opname. Dit is daardie tyd, die kerkperiode. Hy sê, as ek weggeneem word van julle af, en julle bly agter, and when that time comes, you will ask nothing of me. Hoekom preek ek vanmôre hieroor? Want daar is so baie mense wat sê, Pastor John, ek bid, en ek bid, en ek bid, maar die Here antwoord nie vir my nie. Ek vra, en ek vra, maar ek sien nie die antwoord nie. Ek bid vir my kinders, ek bid vir my ma, my pa, ek bid vir my werksituasie, ek vra die Here vir 'n nuwe werke, maar niks gebeur nie. And when that time comes, you will ask nothing, say nothing of me. I assure you, most solemnly, that I tell you that my Father will grant you whatever you ask in my name. So jy kom nie na Christus toe nie. Jy gebruik die naam van Christus. Jy kom na die Vader en jy sê, Vader, baie dankie vir u goedheid. Ek vra u, dat u vir my
'n wonderwerk sal doen, 'n nuwe werk sal gee. En as ek dit vra, dan vra ek dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Jesus het vir jou die title deed gegee om sy naam te gebruik. Hy sê, vra in my naam. En as jy vra in my naam, sal dit vir jou gegee word. As jy vra in my naam, sal dit vir jou gegee word. As jy na die Vader toe gaan, die Bybel sê mos, ek kan nou gaan na die troon van genade en barmhartigheid, en ek kan daar instappe, en ek kan sê, Vader, in die naam van Jesus Christus, kom ek na u, help vir my. Wil jy wonderwerke in jou lewe sien? Gebruik die naam van Jesus. Wil jy wonderwerke in jou lewe sien gebeur? Gebruik die naam, bo elke ander naam, die naam waarvoor elke knie gaan buig en elke tong gaan bely dat hy die Here is. Duiwel sidder voor haar naam. As jy daardie naam noem, onthou hulle wat het gebeur 2000 jaar gelede. Hy het elke mag en elke krag en elke duiwel en elke demone, sê die Bybel, uitgeklee en in die openbaar tentoongestel. En nou is hy Here van Heres en koning van alle konings. Hy is. Halleluja. Jy het die wetlike reg om te gebruik die naam van Jesus Christus. As die vyand teen jou opstaan, hoef jy nie eers rond te hardloop. Jy hoef nie eers na die pastoor te hardloop en jy hoef nie eers na die ouderling toe te hardloop. Jy kan net na die Here toe hardloop en vir hom sê, in die naam van Jesus, dank ek U vir die oorwinning. En vir die duiwel kan jy sê, in die naam van Jesus Christus is jy oorwin. En jy sal oorwin. Want sê Jesus, wie glo wat Jesus sê? Steek 'n bietjie op jou hand, ek wil sien. Wie glo wat Jesus sê? Hy sê, dit verseker ek julle, wat julle die Vader ook al in my naam bid, sal hy vir julle gee. Up to now you have asked not a single thing in my name, but now ask and keep on asking, sê die Amplified. Halleluja. Ek wil net vanmôre vir u sê, ek wil jou herinner, jy is kind van God. Ek wil jou herinner, jy het 'n spesiale plek in die hart van die Here. Ek wil jou herinner, elke keer as jy gaan bid, is dit nie 'n lotto wat jy trek nie. Die Bybel sê, jy sal die antwoord kry. En ons is geneig om te kyk na die lys van ons sondes in ons lewens en sê, ek weet nie of die Here my wil antwoord nie. Nee, hy het nie gesê, as jy spierwit skoon is, en ons moet wees. As jy geheilig, en ons moet wees. Hy het gesê, wat jy ook al in my naam van die Vader vra, dit sal hy vir julle gee. Ruk jou los vanmôre. En sê, ek gaan begin beweeg en opstaan as 'n kind van die Here, gewas met die bloed van Jesus, in die koninkryk van God, gesalf met die Heilige Gees. And I will proclaim the word of the Lord. Weet jy wat beteken proclaim? I'll speak it out. I proclaim life over my family. I proclaim life over my business. I proclaim life over this church. I proclaim healing within the church.
Is 'n proklamasie wat jy maak. Is 'n proklamasie wat jy maak omdat jy kind van God is. Is 'n proklamasie wat jy maak wat aan jou toegegee is, wat sê wat jy ook al vra, sal hy vir jou gee. Maar ons tree partykeer op soos 'n verslaande vyand. Ons tree op partykeer asof ons verslaan is. Ag my brother, as jy nou maar net weet hoe sukkel ek. Ja, nee. Al wat jy nodig het om te doen is om jou los te ruk en te sê ek sal lewe. Ek sal lewe en nie sterwe nie. Ek het so tyd nou onlangs deur 'n ding gegaan met my liggaam. Dinge wou net nie meer doen wat dit moet doen nie. Ek was partykeer onvas op my voete gewees. Ek kon partykeer nie eens lekker loop nie. You won't believe it, dit was lekker, maar dink hier aan. Ek het partykeer, daar's my vrou, ek het partykeer van die werk afgekom, vroeg huis toe, dan klim ek in die bed. Dan gaan ek 4:30 werk toe, net om te kyk of alles reg is. As ek vanaand by die huis kom, 6:00, klim ek weer in die bed, en dan slaap ek. En dit het aangegaan vir maande en maande, totdat ek besef het, nee, die Here is in beheer van hierdie liggaam. Ek is 'n kind van God. Ek gaan nie toelaat dat die duiwel my rondjaag. Ek gaan nie soos 'n swakkeling voortstruikel nie. Ek gaan oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van my getuienis. Halleluja. Ek gaan oorwin. Ek gaan oorwin. Ek gaan oorwin. Sê dit saam. Ek gaan oorwin deur die bloed van die lam. Siekte hou my nie in 'n pekel nie. Ek oorwin deur die bloed van Jesus. En vanmôre kan ek op een been staan en ek kan hierdie preek op een been. Halleluja, want die Here gee my krag en hy het my sterkte gegee en ek slaap nie meer nie. Ek is meer as oorwinnaar deur hom wat my aangeraak het. Gebruik die naam van Jesus. Wat lag jy, Henry? Gebruik die naam van Jesus. Dit is jou sleutel. Kenneth Hagin, hy sê dit so. Hy sê, as jy na 'n kar toe stap, en jy wil die kar oopsluit, is dit nie jy wat die kar oopsluit nie. Pastoor, hy sê, jy moet die sleutel hê om die kar oop te sluit. En as jy die sleutel het, en jy druk die sleutel in die sleutelgat, en jy sluit dit oop, dan gaan die kar oop. Dan vergelyk hy dit. Hy sê die sleutel is soos die naam van Jesus Christus. As jy die sleutel het, die naam van Jesus, en jy druk dit in die sleutelgat en jy draai hom, dan gaan die deur oop. Jy kan buite die kar staan vir 'n uur, hy sal nie van self oopgaan nie. Jy moet die sleutel hê. Jy moet die naam van Jesus hê. Jy moet in die naam van Jesus, die koning van alle konings, moet jy beweeg in sy naam. Sê agter my aan, Jesus Christus is die Here. Halleluja. Nou sê Filippense 2 vers 5. Daarom het God, hom, God die Vader, hom, God die Seun, ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke ander naam. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat in die hemel, hoor hierso,
elke knie wat in die hemel en op aarde en onder die aarde is. Jy kan verseker wees, elke knie buig voor Jesus Christus. Een van die groot predikers, ek kan nie onthou wie dit was nie, maar hy het hierdie woorde gesê. Hy het gesê, byvoorbeeld, kanker het 'n naam. En daardie naam sal buig voor Jesus Christus. Elke ding wat 'n naam het, halleluja, finansiële tekort het 'n naam. Dit buig voor die naam van Jesus. Halleluja, armoede het 'n naam. Dit buig voor die naam van Jesus Christus. Gebondenheid het 'n naam. En gebondenheid buig homself voor die naam van die Here Jesus. Elke knie sal buig en elke tong sal bely, hy is die Here. Halleluja. Amen, brother. Elke tong sou bely dat Jesus Christus is die Here, tot heerlikheid van God die Vader. En ek dink partykeer moet ons net so 'n bietjie jammer vir die Here sê, dat ons nie sy naam in elke omstandighede gebruik nie. Ons wag eers tot dit 'n krisis is. Ek praat van eie ondervinding. Ek praat daarvan dat as in die jare toe ons nog elke maand moes deurbid vir besigheid, ek sal alles doen wat gedoen kan word. En op die einde, as ek sien dit werk nie, en as ek sien hierdie besigheid is in die moeilikheid, dan sal ek bid en sê, Here, Vader, in die naam van Jesus dra ons deur. Dit is dan, brother, plaas ek net in die eerste plek na hom toe gehardloop het, en gesê het, Vader, dankie dat ons hierdie maand deurdra. Ek sou baie stres en baie pyn en baie bekommernis gespaar het, as ek eers na hom toe gehardloop het. Maar ons hardloop laaste partykeer na hom toe. Halleluja. Hoe affekteer dit ons? Much more surely will those who receive God's overflowing grace and the free gift of righteousness, wie het dit ontvang? Die Bybel sê as jy tot bekering is en jy is kind van die God, dis wat jy ontvang het. Free gift of nothing, put them into, okay, gaan weer lees. Much more surely will those who receive God's overflowing grace and the free gift of righteousness, putting them into right standing with himself, reign as kings. Nee, maar Pastor John, hierdie praat van die hemel. Ons gaan in die hemel saam met Christus heers. Ek moet nou maar net deur hierdie dinge werk en ek moet nou maar suffer. Maar hy sê, reign as kings in life. Not in heaven, in life. Wie lewe hierso? Dan is jy in life. Through the one man, Jesus Christ, the anointed one. Wat beteken dit? Beteken dit ek stap nou net by die baaskantoor en sê, hey, I'm king. Give. Gee daardie verhoging. En dis hoeveel ek wil hê. Is dit wat dit beteken? Nee, dit beteken ons heers in Christus Jesus. Ek ken my plek, ek ken my autoriteit. Ek weet wie ek is. Ek weet met wie ek deel. Ek weet wie is my bron. So as koning en priester kan ek gaan en sê, Here, U het my koning en priester gemaak. Ek dank U vir hierdie verhoging wat deurkom.
And for those who thinks it doesn't work, dat ek net vinnig sê, hallo oom Hansie, dat ek net vinnig sê, ons werk waarvoor ons gewerk het, die Beiergroep, die mediese mense, hulle sal vir jou enige kakkar koop, nie enige kakkar nie, redelike pryskar, in enige kleur, solank hy beige enige kleur, solank hy beige is. En ek is nie 'n ouetjie wat van 'n beige kar hou nie, maar ek het ene gery. Nou kom ek na die Here, kan nog onthou, vroeë oggend. En ek sê, Here, ek wil nie 'n beige kar hê nie, ek is dankbaar daarvoor, maar ek vra U is my Vader. Ons praat van die klein dingetjies. En die Here is my getuie wat ek vanmôre hier sê. Ek vra vir U, ek wil 'n cobalt blue Camry hê. Cobalt blue was nog nooit in ons maatskappy gewees nie. Ek wil 'n cobalt blue Camry hê en hy moet blou en swart sitplekke hê. Die Here is my getuie vanmôre. Ek kom paar dae daarna en ek draai by die hek van ons besigheid in. Ons het seker omtrent so 10, 12 geboue gehad daar. Maar ek sien daar staan, daar geparkeer, staan 'n nuwe Camry. Jy kan hom onthou. 'n Nuwe Camry. Cobalt blue. Ek stop, ek hardloop na die kar toe, ek kyk binne, ek sien sitplekke blou en swart. Jy kan onthou. Ek hardloop, gaan terug, ek bel die transport manager, ek weet my kar het gekom, ek sê vir hom, oom Piet, het my kar al gekom? Hy sê, ja, kom gou oor hiernatoe. Hy sê, ek weet nie hoekom hulle 'n cobalt blue gestuur het nie, maar hierso is die kar. Ek sê vir jou, die Here doen wonders. We limit ourselves. Hier is die sleutels. En ek kan vir jou sê, oor en oor het ek die Here vertrou vir die onmoontlike, en die Here het die onmoontlike gegee, maar jy moet weet waarheen om te hardloop. As ek net na oom Piet toe gehardloop het niks gebeur. Maar ek was eers by die Here. Hoekom sê ek dit? I want to encourage you. Begin om die Here te vertrou. Hy stel belang in jou klein dingetjies. Hy stel belang in die dingetjies wat jy dalk dink is nie belangrik nie. Hy stel belang daarin. Hy wil jou help. Hy wil jou krag gee. Hy wil jou gelukkig maak. As 'n vader, as 'n seun vir 'n vader 'n stuk vleis vra of 'n brood, sal hy hom nie 'n klip gee. Is dit wat die Bybel sê? He will give unto me what I ask. Ja, natuurlik moet dit klop met wat die woord sê. But he will give unto me. Why? Because he loves me. As jou kind na jou toe kom en hy sê, pa, is my verjaarsdag, asseblief, ek het dit nodig. Gaan jy, omdat jy net die autoriteit het, koop wat jy wil koop? Of gaan jy probeer om jou kind gelukkig te maak? Jy gaan probeer om jou kind gelukkig te maak. En dit is my vader. Ek kom na hom toe as my vader. Ek sê, Daddy, Vader, ek het dit in die lewe nodig. Ek het nodig dat U my liggaam gesond maak. Ek het nodig dat U vir my deurdra. Ek het nodig dat U ons besigheid seën. Ek sê vir hom nou die dag, met respek gesê, ek sê, Vader, ek wil nou op pensioen gaan. Ek wil nou gaan rus. Maar my seun is saam met my in die besigheid. En ek wil nie die besigheid oorgee totdat hierdie ding loop soos 'n bom nie. Guess what? Elke maand
groei ons besigheid groter en groter en sterker. Al dink ek dit gaan nie gebeur, dan gebeur dit. Vrydagmiddag toe bel hulle my, hulle sê vir my, ons het nie net budget gemaak weer hierdie maand nie, maar ons het budget gemaak en ons het net so onder die 400,000 wat ons nog nie eens ge-invoice het nie. Dis die Here. Dis die Here. Hy berei dit vir my voor om te gaan rus. Hoekom? Want hy het my lief. En hy het u lief. En hy wil vir jou gee na die rykdom van jou genade, van sy genade en barmhartigheid. Het jy iets van die Here nodig? Steek net op jou hand. Halleluja. For we confess with our mouth. Sê ek het dit nodig. Kom ons staan. Halleluja. Gaan net hier so stop. Halleluja. 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 Moenie probeer harde kop wees nie. Jy spyt jouself vanmôre as jy sê, "Well, I don't like this pastor very much." So wat hy sê moet net 'n klomp nonsens wees. Jy spyt jouself, don't do it. Gaan net na die Here toe. Sê, Here, ek vertrou U. Ek vertrou U dat U my hulp en my helper is. Jy moet 'n gedagte kry terwyl die musiek reg kry om in diepe aanbidding te gaan hierso. Jy weet wat jy nodig het van die Here. En die Bybel sê, waar 2 of 3 oor enige saak saamstem. Jy weet wat jy nodig het. Het jy 'n finansiële deurbraak nodig? Het jy genesing nodig? Het jy 'n maatjie in die lewe nodig? Jy weet wat jy nodig het. Hy weet ook. Maar hy wag dat jy na hom toe kom en sê, Vader, my Vader, ek vertrou U, help my. En ek vra dit in die naam van Jesus. Ek wil hê jy moet daai eerste 2 dinge wat jy so nodig het, kry dit hier in jou kop in. Jy weet, you know, jy weet wat jy nodig het. Kry dit hier in jou kop in. As jou vrou by jou staan, of jou man staan by jou, of jou vriend staan by jou, of jou ma, of jou pa, die Bybel sê, hy sê, waar 2 of 3 oor enige saak saamstem. Nou vergeet jou hardkoppigheid. Sê vir jou maatjie, stem saam met my, dat die Here my hier gaan help. Vergeet jou hardkoppigheid, sê vir hom, sê vir haar, sê, ek gaan hierdie vra die Here, stem saam met my, stem saam met my, halleluja, ons gaan nou bid, sê vir hom, sê vir haar, stem saam met my. Sien baie ouens staan nog soos pilare, sê vir die Here langs jou, doen dit, sê dit, moenie jouself in die voet skiete, omdat jy te trots is. Sê vir die Here langs jou. Pastor, go with that man. Halleluja. Sê vir hom. Bely dit aan mekaar. Die Here gaan jou help. Halleluja. Halleluja. Nou lig jy jou hande op na die Here toe. Jy lig jou hande na die Vader. En jy sê, Vader, in die naam, bo elke ander naam, in die naam van Jesus, vra ek U, antwoord, los my probleme op, voorsien, dat die rykdom van die genade, maak my gesond, Here. Halleluja, sê dit.
in die naam van Jesus. Halleluja. 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 Doen het. Vra die Vader in die naam van Jesus. Doen het. Hy sê in sy woorde, dit verseker ek julle, wat julle die Vader ook al vra in my naam, dit sal hy doen. Halleluja. Is 'n belofte van die Here. Is 'n belofte van die Here. Halleluja. Halleluja. Dankie Here. Dankie Here. Halleluja. Halleluja. Vader, ek dank U dat ek kan saamstem. As daar dalk iemand is wat hier op sy eie staan, en ek saam met my broer en my suster kan stem dat U voorsien na die rykdom van U genade. U maak die sluise van die seëninge van die Here waarwyd oop, Here. Dankie dat genesing deurbreek. Dankie dat probleme opgelos word. Dankie dat stres gaan in die naam van Jesus. Ek prys U daarvoor. Ek loof U daarvoor. Here, help jou my broer. Halleluja. 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 Nou lig jou hande na hom en prys hom net. Sê vir hom dankie. Prys hom. Prys hom. Prys hom. Prys hom. Prys hom. Prys hom. Halleluja. Halleluja. Fokus op hom. Prys hom. En dres en karahanda. Halleluja. Wil jy gou hier by my kom staan? Ja. Ek wil nou net vir jou wys hoe lyk iemand wat dankbaar en jy het jou hande so opgelig gehad met die grootste glimlag op jou gesig. Doen dit. Wys vir hulle. Wys vir hulle. Wys vir hulle. Staan hier bo. Halleluja. Halleluja. So lyk iemand doen dit wat dankbaar is. Thank you Lord.